let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Praising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman. Forever young, I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever, forever, forever young. I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever young. Some are like water, some are like the heat. Some are a melody and some are the beat. Sooner or later they all will be gone. Why don't they stay young? It's so hard to get on without a cause. I don't want to perish like a fleeing horse. It's like diamonds in the sun, and diamonds are forever. So many adventures could happen today. So many songs we forgot to play. So many dreams swinging out of the blue. But let them come true. Welkom by hierdie geleentheid vanoggend. Ons neem afskeid van Henny Libbe, gebore 13 Junie 1967, oorlede 7 April 2026. Mag julle as familie en vriende van Henny, mag julle werklik ook as troos vind, dat mag die Here julle troos en deur sy woord en deur sy gees, mag hy julle vashou ook in hierdie tyd van verlies. Kom ons raak stil voor die Here. Hemelse Here, wanneer ons vanoggend so saam is, dan wil ons saam met die digter van Psalm 121 uitroep. Ek kyk op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Dankie Here dat ons ook saam met hom kan bely. My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Die Here groet elkeen van ons. Genade, barmhartigheid, vrede. Kom ons gaan 'n lied saam sing. Hy gaan op die skerm verskyn. Johanita Du Plessis, ons koning kom. Kom ons staan en dan sing ons dit saam. Wie regeer? Wie is in beheer? Wie is die begin en die einde? Een wat is, wat was en wat kom? My hart wil sing, alle eer wil ek bring. Hy is die weg en die waarheid, daar's niemand soos hy. Lig jou hande na bo, sing halleluja, gee eer aan hom. Halleluja, ons koning kom, loop sy heilige naam. Lig jou hande na bo, sing halleluja, vertrou op hom. Halleluja, ons koning
almal dieselfde volk kom lei. Maar is die ruiter op die wit perd, hy kom vir jou en my. Lig jou hande na bo, sing halleluja, gee eer aan hom. Halleluja, ons koning kom, loop sy heilige naam. Lig jou hande na bo, sing halleluja, vertrou op hom. Halleluja, ons koning kom, hy kom om ons te haal. Hemelse Here, wanneer ons vanoggend so saam is, dankie dat ons ook vanmôre in U naam kon begin. U wat is, U wat was, U wat kom. Dankie Here dat ons ook vanmôre U goed kon beleef, U seëngoed. Waarmee U vir ons kom sê, Here, dat ons as mense leef uit U genade. Ons verdien by U niks. Dat U aan ons U vrede kom toesê. Vrede, Here, wat U self vir ons bewerk het aan 'n kruis op Golgotha. Vrede tussen ons en U as Vader. Dankie Here dat ons kan weet U ook vanmôre hier saam met ons teenwoordig is. Dis my gebed dat U vir ons sal help om elkeen vanoggend vir U te kan hoor hier. Dat ons U stem sal hoor uit U woord. Kom deur U woord en deur U Gees en wil U vir elkeen van hierdie familie en vriende van Henny in die arms toevou. U ken elkeen se verlies. Wil U vir hulle troos. Wil U ons saam wees rondom U woord seën. Wil U die bediening van U woord seën. En wil U dit ook in ons harte laat inslag vind. Ons bid dit in die naam van ons Here, Jesus Christus. Amen. Die familie het gevra dat ek vanoggend geleentheid waarneem uit 2 Korintiërs hoofstuk 4. 2 Korintiërs hoofstuk 4 is eintlik 'n besondere gedeelte, die hele gedeelte hoofstuk 4 en dan eintlik hoofstuk 5. Dit word baie by begrafnisse gebruik. Ek gaan net fokus dan op vers 16 tot 18 waar ons die volgende lees. Daarom gee ons nie moed op nie. Want selfs al vergaan ons uiterlike mens, word ons innerlike mens van dag tot dag vernuwe. Want ons ligte en tydelike verdrukkings bewerk vir ons 'n gewigtige en alles oortreffende ewige heerlikheid. Terwyl ons nie let op die sigbare nie, maar op die onsigbare dinge. Want die sigbare is tydelik, die onsigbare is ewig. Net hierdie enkele paar verse. By 'n geleentheid soos hierdie kan woorde soms baie min en amper maar nie genoeg klink nie. Stiltes sê heel dikwels baie meer as wat 'n mens ooit sou kon uitdruk met woorde. In 'n begrafnis bring ons nou altyd 'n klomp gemengde emosies by 'n mens. Hartseer oor verlies, vrae sonder maklike antwoorde, soms selfs goed soos verwyte en dies meer. Herinneringe wat goed, mooi is, maar dan is daar ook ander herinneringe wat soms maar
rof en seer kan wees. En ek het nie vir Henny geken, regtig nie, ek het geweet van hom, maar ek het hom nie regtig geken soos julle hom waarskynlik geken het nie, maar elkeen van julle, Henny se dood het in elkeen van julle se lewens en harte een of ander leë plek gelos, 'n verlies. En elkeen van ons, elkeen van julle se verlies is in hierdie oggend dan daarom ook baie uniek. En julle sal sê en erken dat Henny het ook maar sy eie unieke uitdagings in sy lewe gehad. Daar was goeie tye en daar was minder goeie tye. En kom ons sê vir mekaar, ons saam wees vanoggend hier is nie om te maak asof altyd alles in die lewe en in Henny se lewe altyd goed was nie. En dat ons die moeilike dinge in die lewe ook van Henny probeer oplos of probeer verklaar nie. Ons is nie vanoggend hier by mekaar om op 'n manier Henny se lewe te probeer weeg en beoordeel en op die ou en daaroor 'n uitspraak te maak nie. Ons is vanoggend hier by mekaar as 'n geleentheid vir elkeen van ons wat hier is. Om te midde van julle verlies 'n ontmoeting met God te hê. Ons kom vanoggend met ons gebrokenheid na die Here toe. Ons kan mekaar herinner, jy's hier nou vandag. Dis Paastyd. Ons is in die tweede week na Paasfees. Paastyd in die kerklike jaar, waarin ons herinner word aan die Here Jesus se opstanding, sy oorwinning oor die dood. En dit vier ons. Wanneer ons met die dood gekonfronteer word, mag en kan ons dit juis in hierdie tyd hard en duidelik vir mekaar sê. Paulus begin hierdie gedeelte en dan begin hy met hierdie woorde wat amper vir 'n mens onvanpas sou klink of kon voel op 'n dag soos vandag. Wanneer hy sê, daarom gee ons nie moed op nie. En nou moet ons mooi hoor. Paulus sê nie hierdie woorde, hy skryf dit nie as iemand wat altyd maar net die goeie en die gemaklike lewe gehad het nie. Paulus skryf hierdie woorde as iemand wat weet wat dit beteken om swaar te kry. Gaan lees maar 'n bietjie Paulus se verhale. Op 'n stadium in Korintiërs dan gee hy so 'n lang lys van wat hy als moes deurmaak in sy lewe. Verwerping, pyn, vervolging, innerlike stryd. Paulus sê nie wanneer hy sê daarom gee ons nie moed op nie. Sê hy nie omdat dit maklik is nie in die lewe nie. Hy sê dit juis omdat dit dalk nie so maklik is nie. Maar sê hy, daar's 'n goeie rede om steeds vas te staan en vas te hou, selfs wanneer alles rondom jou wankel. Moedeloosheid kan baie maklik ook deel wees en baie naby aan ons kom lê vanoggend by 'n geleentheid of so daar soos hierdie. Baie vrae, skuldgevoelens, verwyte. Hoekom het hierdie lewe nou juist so geloop? Hoekom moes dit op hierdie manier eindig? Kon dinge nie maar 'n bietjie anders gewees het nie? In die Bybel ontken nie hierdie vrae nie. Inteendeel, baie van die digters van die psalms, gaan kyk maar, vra presies hierdie selfde vrae. En hulle worstel met die Here daarmee. Die Bybel in ons teksgedeelte is in 'n besonder eintlik het nooi ons elkeen uit vanoggend om juis met hierdie vrae na in 'n groter raamwerk te sien. 'n Groter werklikheid as dit wat ons dalk nou mag sien. God se werklikheid. God se perspektief. God se hoop. Paulus sê selfs al vergaan ons uiterlike mens, word ons innerlike mens van dag tot dag vernuwe. Dis eerlike menslike woorde. Woorde wat tot 'n groot mate baie direk van toepassing is op ons wat vanoggend hier by mekaar is. Ons hoef nie voor te gee dat alles altyd reg is of was nie.
in Hennie se lewe of in elkeen van ons se lewe nie. Ons weet, daar was ook in sy lewe stryd. Ons weet dat daar was tye van seer kry en ons weet daar was tye van swakheid, tye van verkeerde keuses. Ons weet ook dat daar pogings was om op te staan, om beter te kies, om vorentoe te kyk. Ons teksgedeelte kom herinner ons vanoggend aan iets verskriklik belangrik. 'n Mens, nie een van ons, 'n mens. Ons is meer as dit wat ons in ons uiterlike lewe van iemand sien. Meer as jou grootste foute wat jy maak. Meer as jou grootste stryd waarmee jy worstel. Daar's 'n innerlike mens waarvan ons moet kennis neem. Die deel wat nie almal anders van ons altyd sien nie. Maar die deel wat God ken. Die deel wat God sien. Die deel wat God mee werk. En selfs wanneer hierdie uiterlike mens afgebreek word, sê Paulus, selfs wanneer die dinge nie eindig soos wat ons gehoop het dit sou eindig nie, dan is God steeds die een wat die innerlike mens kan aanraak. Dan is God steeds die een wat die innerlike mens kan vernuwe, kan ontvang in sy genade. Die Bybel leer vir ons dat God se genade is veel groter as ons gebrokenheid. Ons het 'n lied hier in die gemeente wat ons baie gereeld sing. Ek is mal daaroor. En die lied sê, ons sondes is ontelbaar, maar sy liefde is meer. Dis die evangelie. Dis die evangelie wat ons glo. Dis die evangelie wat ons verkondig. Wat die woord vir ons verkondig. 'n Mens word nie gered op grond van jou of jou eie geregverdigheid voor God nie, maar op grond van God se genade in Christus alleen. En dit kan en mag ons vir mekaar hard en duidelik sê. En kom ons herinner ons mekaar ook weer hieraan. Dink mooi. Christus het nie na hierdie wêreld toe gekom omdat alles in hierdie wêreld baie goed en mooi was nie. God het Christus na hierdie wêreld toe gestuur juis omdat die wêreld stikkend was. Juis omdat die mens in hulle sonde en in hulle verkeerde keuses verlore was. En hulle self nie kon red nie. Daarom stuur God vir Christus. Jesaja 53 sê dit vir my aangrypend. As daar staan, ons siektes, hy het dit gedra. Ons oortredings, deur ons oortredings is hy deurboor. Die straf wat op ons moes kom, het hy vir ons gedra. Die straf wat ons vrede bewerk, was op hom. En juist daarom is ons ook vanoggend hier by mekaar. Omdat ons glo dat God se genade die laaste woord het. En nie ons sondes en ons gebrokenheid nie. Wanneer ons vanoggend terugkyk, dan mag ons onthou dat God nie net aan die einde werk nie. Hy werk ook stil, onsigbaar, in prosesse wat ons nie altyd raak sien nie. Ja, so kon Jesus aan die einde, daar aan die kruis, kon Jesus vir 'n gewoonte misdadiger aan die kruis sê, as hy vir hom vra, dink aan my, dan sê Jesus vir hom, ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Dis hoe God se genade werk. Dis hoe God se genade vir elkeen van ons werk. Paulus se woorde klink amper skokkend, hard, gevoelloos. Wanneer hy hierso skryf, hy sê ons ligte, hy praat van ons ligte en ons tydelike verdrukking. Die slegte goed wat ons in hierdie lewe beleef. Vanoggend voel dit waarskynlik nou juis vir ons nou nie so lig nie. Nie so tydelik nie. Maar die Bybel wil nie hierdie pyn van ons minimaliseer nie. Dit wil dit nie wegpraat nie. Ons ligte en ons tydelike verdrukking
Die Bybel wil die seer en die lyding wat ons hier op aarde moet verduur, teenoor God se ewige perspektief gaan sit. Dit wil sê teenoor die heerlikheid waarvan ons lees in die woord, wat ons glo nog eendag weer kom. Teenoor die belofte van 'n nuwe lewe, 'n ewige lewe. Dis teenoor hierdie wat die woord dan sê, is selfs ons diepste pyn en lyding nie die finale werklikheid nie. Dit beteken nie dat ons nie mag treur nie, dat ons nie mag hartseer wees nie, maar dit beteken dat wel die trane, dis nie die laaste woord nie, is nie die einde van ons verhaal nie. As gelowiges sê Paulus dan ook, hy skryf hierso, hy sê, let ons nie op die sigbare nie, maar op die onsigbare dinge. En vandag is dit mos nou so, dat die sigbare dinge vir ons vanoggend baie sterk na vore kom. 'n Leë plek in ons lewens, in ons harte, in ons huise. 'n Geslote kus. Maar die geloof nooi ons uit, elkeen van ons, om verder te kyk as dit. Te kyk na wat God vir ons beloof het in sy woord. Dat die dood nie die finale mag het nie. Dat verlore lewens veilig is in sy hande. En dat hy self naby is aan die gebrokenis van hart. En dis my gebed vir julle, as familie en vriende van Henny, vanoggend, dat julle God se teenwoordigheid, dat God se nabyheid op 'n besondere manier mag beleef in julle verlies en hartseer. Nie as een wat aankla en veroordeel nie, maar as 'n Vader wat saam met jou die pad loop. Ons teksgedeelte troos nie net nie. Ons teksgedeelte roep ook elkeen van ons op, elkeen, dat ons moet mooi dink. Mooi moet nadink oor ons eie lewe. As die sigbare tydelik is, en soos wat ons Sondag ook in die erediens vir mekaar gesê het, as die lewe, daar nog 'n lewe na die dood is, as hierdie lewe nie die einde van die pad is nie, as daar 'n opstanding van die dooies is, soos wat ons glo daar is, dan word ons elkeen vanoggend ook weer opgeroep om anders te leef. Vanuit die geloof te leef. Ons toevlug tot God in Christus te neem en as verloste mense te leef elke dag. Bemoedig, getroos, maar ook gereed vir wanneer Christus weer kom om ons te kom haal. Ons hemelse Here, wat 'n voorreg om vanmôre hierdie besondere woorde van Paulus met mekaar te mag deel. En ja, hemelse Here, dankie. Dankie dat ons weet, ons word op grond van u genade gered. Dit wat u vir ons in Christus gedoen het. Elkeen van ons. En dis my gebed, Here, dat ons ook elkeen ons toevlug sal neem tot u. Dat ons u in die geloof sal aanneem, dit wat u vir ons aan 'n kruis gedoen het, en dat ons daaruit sal leef. Getroos, bemoedig, gereed, ook wanneer u kom om ons te kom haal. Nou bid ek, Here, ook weer dat u hierdie familie en vriende in u arm sal toevou. Dat u hulle bewus sal maak van u vaderlike nabyheid. Dat u hulle sal troos. In Jesus naam. Amen. Kom ons staan, dan sing ons saam die oorwinningslied. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste, wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy
belofte aan die einde op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Die Here is ons vesting wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy het die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is die rots wat ewig staan. Kom deel nou in ons loflied en vir jou hande op na bo. Blaas bassyne, slaan op tromme en kom dans voor God se oor. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Dankie, ek kan maar weer sit. Ons gaan 'n geleentheid gee vir 'n slideshow. May the good Lord be with you down every road you roll. And may sun
gaan Michaela geleentheid gee, Michaela, Hildeblyk. Wat sê maar? Is hy aan? Ja. Vandag sluit ek 7 jaar van my lewe met oom af. Toe ek hierdie begin skryf het ek nie regtig geweet waar om te begin nie. Toe besluit ek maar nie begin. Ek onthou nog die eerste keer toe ek oom gesien het, ek en my maat verby Rockron gery, toe wys hy vir my die man wat op die hoek staan en waai. Sy het my gevra wat ek dink. Dis toe ek weer als klaar iets aangeknip. Die jare deur was vol goed en sleg, maar op hierdie geleenthede kan mens nie help om net aan die goeie te dink nie. Oom Henny was 'n goeie mens. Hy het partykeer net verkeerde besluite gemaak, nie enigiemand anders. Maar sonder al daardie besluite sou hy dalk nie in ons lewens ingekom het nie. Sou hy dalk nie gekom het tot op die geestelike plek waar hy was die afgelope paar maande met die Here nie. Paasnaweek was die eerste naweek in 'n maand wat ons hom weer gesien het. En in elke tweede of derde gesprek het hy gepraat oor hoe God goed is. Ek en die oom het maar lekker gestry oor die simpelste goed. Hulle het partykeer heeltemal uit proporsie uitgegaan, maar na ons klaar was, uitgesort of nie, sou hom altyd net vir my gesmile het. In 'n manier wat oom geweet het, nie in 'n manier wat oom weet oom reg is nie, maar so dat ek moet voel dat ek trots moet wees dat ek my stem laat hoor het. Ons is deur baie diep water saam, waar ons baie naby was om uit mekaar uit te skeer. Maar oom het nooit opgehou nie. Deur die beklei, deur die hartseer, het hom altyd aanhou probeer, want oom was lief vir ons en oom het geweet ons is vir oom. Ek voel oom het in my lewe ingekom op die belangrikste tyd, want sonder oom sou ek nie op my eie 2 voete kon staan nie. Ek is so dankbaar vir elke stoot en rigtings in wat ek weet ek nie vir myself kon besluit het sonder oom se hulp nie. Oom weet dit dalk nie, maar sonder oom sou ek sekere battles in my lewe glad nie deurgekom het nie. Oom het my geleer dat ek myself elke dag moet verbeter, om vir iemand anders 'n rusplek te wees en nie 'n storm nie. Om so hard te werk dat ek myself verbaas, om volkome myself te wees, en as iemand anders nie van dit hou nie, is hulle nie bedoel vir my lewe nie. Ek is 'n beter mens te danke aan oom. As oom my gebel het, was dit altyd met mening. Hoe gaan dit, sussie? Het jy onthou om te eet? Het jy onthou om dit te doen? Geniet jou dag, wees veilig, ek is lief vir jou. Ek weet ek het dit te min teruggesê. Maar dit het my hart so warm gemaak, wanneer ek het vir hom teruggesê het hy altyd my ma na die tyd gebel en gespog oor hoe sussie vir hom gesê het, sy is lief vir hom. Asof dit 'n eer was. Ek het baie in my hart gesoek wat om vir hom te sê vandag, na soveel jaar se struggle, opoffering en liefde. Maar my kop is op 'n stilstand. Want het voel asof hom nou net 'n nap gaan vang het en hom net enige tyd gaan bel en sê alles is okay, want al het ons niks, het ons nog mekaar. Ek het 'n gedig gekry wat deur Janus Erasmus geskryf is, wat ek baie gedink het toepaslik is op die reën wat ons tot siens die afgelope paar dae geseën het. Toe word jy reën. Het jy geweet, mense is seisoene. Party voel soos winter, ander ryk soos somer. Dalk ken jy 'n herfs of lente, maar jou seisoen was te vinnig verby. As ek kon, sou ek jou vashou, optel, pluk of rangskik, sodat die wêreld 'n deel van jou kon sien, voel, hoor, ervaar. Maar hoe hou jy die wind tussen jou vingers vas? Hoe dra jy die see in jou sak? Ek moes vrede maak dat jou son ergens anders gaan opkom. Dat jy in 'n ander tuin moes blom. Dat die einde van elke seisoen ongetwyfeld ook kom. Ek vind vrede in die wete dat ek jou kon ken, jou storms kon trotseer en jou blare kon optel. En tog sien ek jou soms as die son deur die blare loer, of die koue my asem wolke maak, want jy sal altyd deel wees van my. En as ek bid, dan hoop ek jy kon bly, soos hierdie storm binne my. So toe wens ek,
dat die Here iets van jou vir my sou leen. Ek het min tyd gehad met die oom, maar dankie dat ek vir 7 jaar oom se dogtertjie kon wees. En dan het Karline en Emma ook 'n briefietjie geskryf. Hallo my oupa, ek weet jy's nie meer hier nie, maar jy's in 'n beter plek. Ek is baie lief vir jou, I love you, ek mis jou. Dankie. Maar jy welkom. Goeiemôre. Liewe broer, vandag staan ons hier met sware harte, maar ook met dankbaarheid vir die mooi herinneringe wat jy vir ons gelos het. Jou lewe was vir ons 'n geskenk en al voel die verlies nou ondraaglik, sal die herinneringe aan jou altyd 'n lig bly in ons lewens. Ek onthou jou lag, dit was aansteeklik en vol lewe. Glo my, ons het so baie lekker tye saam gehad, van kleins af, behalwe nou die 2 jaar, wat jy voor my gebore is. Tot nou, die grappe, die stil oomblikke en selfs die uitdagings, wat ons saam oorkom het. Jy het my partymal so kwaad gemaak, maar ek was altyd lief vir jou, en dit sal altyd wees. Jy is nie net my beste vriend nie, maar ook my broer. En iemand op wie ek altyd kon staat maak. Jy het 'n spesiale manier gehad om mense te laat voel dat hulle menswaardig is. Jou vriendelikheid en jou omgee hart het soveel lewens aangeraak. Het is daardie nalatenskap wat ons vandag vier, 'n lewe vol liefde, warmte en opregtheid. Al is jy nie meer fisies by ons nie, leef jy voort in elke herinnering, elke storie wat ons vertel. Ons sal jy nooit vergeet nie. Laastens wil ek net sê dat ek weet vir 'n feit dat hy hierdie tyd, hy het altyd vir my gesê, vir al die laaste 2,5 maande wat hy by my gebly het, en dat hy so lief is vir sy kinders, Roan en Wilmarie, daar waar hulle ver is en vandag as gevolg van omstandighede dit nie kon maak nie. Julle was julle pa se lewe en hy was onmenslik lief vir julle. Rustig my broer, jy sal altyd in ons harte voortleef. I love you my brother. Remember forever young. Dankie. Dankie. Esje. Middag julle, ek is Esel Jager. Tannie Sonja het my gevra ek moet maar net die bedankings doen en ja, namens haar net die bedankings doen. Eerstens aan almal hier vandag, baie dankie vir julle. Ek dink elkeen van julle het 'n groot rol gespeel om Henny se lewe. Davie, Madly, julle wat onmiddellik hospitaal toe was, doodnodig was. Dankie dat julle gaan het. Dit word waardeer. Wetsins, Carla, julle, baie dankie. Kayla, Esja, sonder julle so ons deur die laaste paar dae kon gaan nie. My liefie, julle het goed gedoen, Tannie. Dit was moeilik, maar ons sê dit. Dominee John, baie dankie vir vandag. Tannie Anita, baie dankie. Ons waardeer alles opreg vandag. Ekskuus, net Tannie Sina, Henny was nog altyd mal oor Tannie se kos en die blomme, baie dankie daarvoor.
Aan elke persoon wat 'n bydrae gemaak het, dankie dat julle daar was. En ja, dankie dat julle gehelp het met hierdie laaste rukkie saam met hom en nie. 'n Baie spesiale dank aan oom Hennie se kinders, Roan en Wilmarie. Hulle het sonder hulle sou ons ook nie hierdie begrafnis vandag so goed kon gehandhaaf het nie. En dankie vir hulle ook, vir al hulle moeite ook. Julle was julle pa se linker en regter hartkamer. Vir julle was hy oneindig lief gewees, net soos oom Rudy ook gesê het. Aan almal wat boodskappe en gestuur het en gebel het, baie dankie daarvoor. Dit word ook baie waardeer. Laastens wil ek net vir my eie kinders ook bedank vir 7 jaar wat julle die pad goed of sleg saam met my en oom Hennie gestap het. Dankie dat julle nie weggestap het nie, maar om aanhou opbeheer het. Glo my, dit het baie geduld gekos. Oom Hennie, ons salueer jou. 'n Engel het gekom om jou in jou naam geroep. Geen pyn, geen bekommernis, geen hartseer meer. Dankie vir jou poskaarte en so vir altyd lief vir jou. Baie dankie. Ons gaan nou daar na die begrafplaas toe vir die ter aarde bestelling. As u ry, sit maar u ligte aan, dan weet hulle u is deel van die stoet. Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Praising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman. Forever young, I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever, forever, forever young. I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever young. Glo sal lewe, al het hy ook gesterf. Die is 'n opstanding, die dood oorwin en kan die dood uitroep. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Daarom treur ons wel, maar nie soos die ander mense wat geen hoop het nie. Dood van 'n geliefde is bring hartseer en pyn, en tog gee die Here self die toekoms moedig. Die verlig ons swak.
belangrik dat ons ook ons geloof bely en ons gaan dit doen in die hand van die apostoliese geloofsbelijdenis die kan in die hand soos volg. Ek glo in God die Vader, die almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige broer, Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is in die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, want waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene geestelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Ons sluit die oë. Ons hemelse Here, wanneer ons dan ook vandag hier by hierdie graf afskeid neem en hiervan af verder gaan, bid ons om die seën. Ons bid, Here, dat die genade van ons Here Jesus Christus, dat die liefde van God ons Vader, dat die gemeenskap van God die Heilige Gees met elkeen van ons